Forget what you thought and all that you want and all that you said went straight to my head. Hey God, it's me again. Sorry we haven't talked for a while. And sorry I only come to you when life hits hard. I think I only know how to talk to you when I need something. And I know you just want to be my friend. But I'm not very good at letting you into my life, huh? It's been tough lately. I feel so alone. Sometimes I'm not even sure if you're actually real. And if you are real, I don't even know how you could have enough love for a guy like me. I don't deserve to be seen by the creator of all the universe, but yet you don't just see me, you know me better than I know myself, and you still love me. God, I'm terrible at life. The world says that it can satisfy me, but it just leaves me more and more empty. Why do I keep believing it? Why do I keep running back to it when I know you hold the key to unspeakable joy? I don't know which way the wind will sing. I don't know the hour when it will rain. I don't know which way the lightning strikes. I don't know the reasons why. May the day come soon where every tear will be wiped away and death shall be no more. Neither shall there be mourning or crying or pain. May the things of this world all pass away. Jesus, please come back soon. Ons die voorrecht om vanmorgen na te kan kom. Ek bid aan Heilige Gees, ons sê dankie Heilige Gees. Dankie dat jy hier is vanmorgen. Dankie dat jy hier is om mense vanmorgen aan te raak. Dankie vir die krachtige magvind wat vanmorgen hier is. Jesus,
vermogen tot so na die week, is op die baie keer ons as mens voel ons lewens. Dat dinge skeef loop en ons vra God, waar is U? Maar dan moet ons net stil raak en weet dat God te beheer is. Dan moet ons weet dat hy daar is wanneer ons hom nodig het. Ons dink hy is nie daar nie. Maar dan is hy daar, dankie dat hy altyd daar is. Dankie dat hy by ons is. Nie soos mooi as iemand is wat ook so voel. Wat voel vals ek in my lewe, ek weet nie of ek kom of gaan nie. Dan wat ek sê is op die regte plek vermoeide. Want God gaan veel groot dinge in jou lewe. Dankie Jesus dat U gaan werk. En ons geef U al die lof en al die eer in Jesus naam. Amen. Amen. Die thema van my boodskap, soos jy gesien het, is aan sy liefde is nog nie einde nie. Baie keer in ons lewens, soos ons gesien het op die video wat gewys het dan, daar's dinge in ons lewens, baie jong mense van vandag, nie net jong mense nie, maar meerderheid, dan hardloop hulle na die verkeerde dinge doen. En dan sal mense, soos ons, wat van beter weet, wat hulle moet reghelp. En dis my bediening, om mense te inspireer, om hulle droom na te jaag. Want ons weet hoe lang is God by die aarde doen, so jy moet doen, wat jou hand vind om te doen, dis wat die woord sê. En daarom gaan ek met u so kort hierdie gesels oor Psalm 136. Ons gaan gesels oor om God se liefde is nog nie einde nie. Daar gaan jy vir sê, verhoor as ek die uitstap, gaan ek net die woorde om sy liefde is nog nie einde onthou. Want jy gaan daai 100 keer hoor. Maar ons moet dit hoor, want op God se liefde is daar nooit 'n einde nie. Daar gaan nooit 'n einde om God se liefde vir ons wees nie. Amen. Kom ons lees saam. Psalm 136 vers 1. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die oppermagtige God, aan sy liefde is daar geen einde nie. Loof die magtigste van alle maghebbers, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het magtige dade gedoen, hy alleen, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die hemel met soveel insig gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die aarde op die waters gevestig, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die groot hemelligte gemaak, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die son om te heers oor die dag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Die maan en sterre om te heers oor die nag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het die Egiptenaars getref met die dood van hulle eerstgeborenes, aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel onder hulle uitgelei, aan sy liefde is daar geen einde nie. Met sy groot mag en krag, aan sy liefde is daar geen einde nie. Toe ek hierdie gedeelte lees, dink ek by myself, dat hulle het seker op 'n stadium gevoel, hoekom gaan ek so deur soveel dinge, en hulle het so deur moeilike tye gegaan, deur moeilike dinge, en dan sê die volgende lyn, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons verstaan nie altyd hoekom dinge met ons gebeur nie, maar op die einde van die dag, bly die sin, aan sy liefde is daar geen einde nie. Daar's dalk 'n storm in jou lewe, aan sy liefde is daar geen einde nie. Daar's dalk mismoedigheid, aan sy liefde is daar geen einde nie. Ons moet dit onthou. Volgende vers 13 sê, hy het die Rooi See in twee gekloof, aan sy liefde is daar geen einde nie. En Israel daar uit laat trek, aan sy liefde is daar geen einde nie. Maar die Farao met sy leermag in die Rooi See gestop, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het sy volk deur die woestyn laat trek, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het groot konings verwin, aan sy liefde is daar geen einde nie. Magtige konings laat sneuwel. Ek het gaan kyk wat sneuwel beteken, laat doodmaak met ander woorde. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Sion van die Amorite, aan sy liefde is daar geen einde nie. Koning Og van Basan, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het hulle land as geskenk gegee, aan sy liefde is daar geen einde nie. As geskenk
aan Israel, sy dienaar, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy het aan ons gedink, in ons vernedering, aan sy liefde is daar geen einde nie. En ons uit die mag van ons teenstanders bevry, aan sy liefde is daar geen einde nie. Hy gee voedsel aan al wat leef. Kyk hoe regverdige God ek en jy dien. Hy gee voedsel aan elke een wat leef. Dit beteken die onregverdige en die regverdige voorsien hy voedsel. Die laaste vers, loof die God van die hemel, aan sy liefde is daar geen einde nie. Vermoed het ek baie die woorde aan sy liefde is daar geen einde gelees en gesê. Maar ons moet besef dat al God se liefde is daar geen einde nie. En ek het u vertel, en daar gestaan in vers 4, dat as ons teruggaan, dat hy het magtige dade gedoen, hy alleen. As ons bietjie gaan kyk na die magtige dade, met ander woorde, hy het wonderwerke gedoen, Jesus het wonderwerke gedoen, hy het verlamdes laat opstaan en weer laat loop, hy het blindes weer laat sien, hy het dowes weer laat hoor, hy het siekes gesond gemaak, hy het selfs van Lazarus uit die dood opgewek. Is dit wonderwerke? Verseker, dis wonderwerke. En wat kom ek en jy vandag in ons land? Ons word wonderwerke, maar dit gebeur nie by die wêreld, dit gebeur by jou en my as kind van God, om 'n verskil te maak. Dan gaan God sy wonderwerke laat gebeur. Ons moet die eerste tree gee, dan gaan God die res doen. En ons lees verder, en ons sien al die wonderlike dinge wat God gedoen het, en baie keer in jou en my lewe, is daar dinge wat gebeur, en ons verstaan nie hoekom nie. En die afgelope tyd, ek het baie vrae gehad, en ek kan nie verstaan hoekom nie. Maar eendag gaan ons die raaisel sien. Alles lyk nou vir ons soos 'n raaisel, maar eendag gaan God vir ons al die goed sê, in die koninkryk, wat ons nog nie weet nie. En ons het nie nodig, ek en jy as mense nie nodig om alles te weet nie. Ons gaan nooit alles weet nie. So, ons moet dit op daai plek kom, waar ons besef dat ons nooit alles gaan weet nie. En ons moet ook nooit dink dat ons beter as ander is nie. God bring hoogmoed tot 'n val. En ek bid altyd en ek sê, Here, hou my nederig. Ek is in U diens, hou my nederig. Want as mense wat kyk, en hulle gaan sien, mense wil nie naby mense kom wat hoogmoedig is nie, want hulle is so nors en sien en die en daai. Hulle sal eerder die mense wat nederig is en op plein op die aarde, as ek het so kan sê, met sulke mense in aanraking kom. Ons moet ook altyd net onsself vestig by Jesus. En Johannes 3 vers 30 sê, ek moet minder word, sodat U kan meer word. En dit is my begeerte vir hierdie bediening, dat ek moet minder word. Mense moet nie wolde sien nie, maar hulle moet Jesus deur my sien skyn, so dat hulle aangeraak kan word deur die Heilige Gees. Aan sy liefde is nog geen einde nie. Toe ek nou daai woorde dink ek, joh, mense gaan onmiddellik vir daai woorde, maar dis verhoor wat jy moet hoor. Aan God se liefde is nog geen einde nie. Daar's dinge wat in jou lewe gebeur, so ek genoem het. Maar onthou, God is op die troon, hy is in beheer. Niemand kan hom keer nie. Satan kan hom nie skeer nie. Ons het onthou dat hy altyd in beheer is van ons lewens. Want om God se liefde is daar geen einde nie. Jy vra my dalk, maar wil jy ken nie my omstandighede nie. Mens reg, ek ken nie die omstandighede nie. Maar ek weet iemand wat doen. En om sy liefde is daar geen einde nie. Dit is my woord verhoor. Daar waar jy is, kom ons sluit ons oor, kom ons bid saam. Dankie dierbare Jesus, dat ek hierdie wonderlike woord kon bring, wat jy op my hart gelê het die afgelope tyd. Ek wil bid, Heilige Gees, kom werk deur ons. Dat ons vermoë besef, dalk sal iemand online wat ingeskakel is, wat dalk voel, ek is nie waardig genoeg nie, hoekom lewe ek nog, ek is nie goed genoeg nie. Ek wil sê, aan God se liefde is daar geen einde nie. Die genade is groot vir ons. As die vir die genade was nie, waar sou ons wees? Ons sou verloor wees.
maar U het ons kom uitred, en U het die hand ons uitgesteek, en uitgereik, en daarom loof ons en ons prys die naam. Dankie dat U hier is, dankie dat ons U naam kan oplig, en dankie dat ons kan sê, want God se liefde is daar vir ons geen einde nie. In Jesus naam, amen.